verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Baie hartelike goeie naand. Op hierdie Sondag aand, julle ouens, dis 2026. Kan jy dit nou oorvertel? Dis 2026. Wat 'n wonderlike voorreg het ek om met jou te kan gesels in hierdie nuwe jaar. Nou ek weet sommer dat jy 'n geseënde vakansie gehad het en dat jy lekker gerus het en dat jy uitsien na die uitdagings. Nou almal het voornemens, ouens. Almal het voornemens vir die nuwe jaar. Nou ek sê altyd, maak eerder minder voornemens, maak voornemens van wat 'n realiteit kan word in jou lewe, maar jy kan nie 'n beter begeerte hê. En dit is om in 2026 te sê, Here, ek wil nader kom aan U. Nou 2025 was 'n vinnige jaar. Nou ek gaan nou nie sê dit was 'n taai jaar en 'n moeilike jaar, maar dit sê ons elke jaar. Die ou klaagliedere van die oujaarsaande, né? Maar ons is nou hier in 'n nuwe jaar. Hy's splinternuut. Hy's 'n paar daggies oud. Jonk, sal ek eerder sê, 'n paar daggies jonk. Kom ons skep moed, God is op die troon, en jy die voorreg om te kan luister vanaand. So ek gaan met jou gesels oor iets wat ek gesels het in een van my voice clips, so vroeg in Desember, en ek dink dit is baie relevant. Die feit dat jy 2025 oorleef het, is nie omdat ek en jy goed is nie, maar dis omdat God se genade goed is en sy genade groot is. En ek wil jou aanspoor. Daar sou 'n liedjie wat sê, get all excited. Go tell everybody that Jesus Christ is King. 2026 wil ek vir jou sê, wat ons van hom gaan hê. Weet jy of ons om jou te mal gaan hê nie, maar wat ons van hom gaan hê, gaan ek vir jou sê, kan jy jouself regmaak vir bonatuurlike, kreatiewe werke van God, wat ons dien 'n God wat bo die natuurlike is, en dit maak hom nou natuurlik 'n God van die bonatuurlike. Nou baie bekend, maar die vyand gaan veg, dit wat jy het, Efesiërs 6. En ek gaan net die een vers lees. Julle ken Efesiërs 6. Mense, julle ken dit. Die wapenrusting van God. Nou sê hy daar, en ek wil net praat oor vers 10. So by 'n ander geleentheid bietjie meer oor die wapenrusting moet julle bietjie ingaan, want daar is 'n baie spesifieke rede waarom die wapenrusting in die volgorde is wat hy in is. Baie spesifieke rede, maar ons gaan by dit uitkom. Hoor wat sê daar so in vers 10, die opskrif daar, die wapenrusting van God. Eindelik, my broeders, nou my broer, wyle pastoor André Gelvin, wat baie bemin en geliefd was onder baie van ons voice clip luisteraars en julle kykers, het in sy Bybel geskryf, so 'n hakie, want dis nou nie 'n byvoeging wat hy gemaak het. Ek weet, jy mag nie by die Bybel voeg nie, en jy mag nie wegneem nie, maar hy het daar geskryf, uiteindelik. Maar Paulus sê, eindelik, my broeders, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. As daar een ding is, wat jaarliks toeneem, is die absolute geestelike oorlog, waarin die bloedgewaste kinders
van die Here in is. Of ek en jy daarvan hou of nie, of ek en jy dit glo of nie, ons is in 'n geestesoorlog en geveg, en elke jaar, elke maand, elke week, elke dag, elke uur, elke minuut, elke sekonde is een minder op die aarde. Jy wat glo dat Jesus ons kom haal, raak opgewonde, want 2025 is verby, is nog 'n jaar nader, dat ons huis toe gaan, ons burgerskap is nie in die wêreld nie, en nou berei Paulus ons voor. Hy sê, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Luister man, ek gee nie om hoe slim ek en jy onsself hou, en dink ons is nie, en hoe sterk ons ook al is nie. Ek en jy is nie sterk genoeg by onsself, to stand before the enemy, and just om hom te oorwin nie. Hoor wat sê die Engelse vertaling, en ek wil 'n bietjie hieruit met jou gesels. Die Amplified Bible skryf dit vir my amper die mooiste van Efesiërs 6 vers 10. In conclusion, be strong in the Lord. Nou, ek wil eers daar stop. Wees sterk in die Here. Nee, in jouself nie. Die Bybel sê op 'n plek, laat die swakke sê, ek is 'n held. Wat beteken eintlik niks meer en niks minder as dat God se bonatuurlike krag word juis in en deur ons swakheid geopenbaar. Johannes sê met 'n baie spesifieke rede, hy sê ek moet minder word, sodat hy kan meer word. Nou, mense, hoor wat sê, in conclusion, nou, ek wil dit daar stop, whenever you say in conclusion, that's an end of a story, it's the end of a book, it's the end of a chapter, it's the end of something. Whenever you can have a conversation for 5 hours on a topic. The moment you say, in conclusion, die oomblik, as jy eintlik sê, ter afsluiting, dis eintlik wat in conclusion beteken, ter afsluiting, met ander woorde, hierdie is baie belangrik, wat Paulus nou sê. Hy sê, in conclusion, be strong in the Lord. Hoor wat sê daar? Draw your strength from him. Ja, it was, jy weet, ek het die voorreg om op my ouderdom, saam met my skoonseuns te kan motorfietsry. Nou, is daar nou enige bikers is wat kyk, of ouens wat lief is vir motorfietsen. Ons ry die 1200 BMW's en nou, dis nou 'n lekker wat hulle sê cruiser, die GS, julle ouens, daar's ouens wat weet waarvan ek praat. Nou ek het vir 'n baie lang tyd, het ek nie met my motorfiets gery nie, vir 'n baie lang tyd. En wat toe gebeur het, toe ek nou so vroeg in Desember, eintlik meer einde November, verlede jaar, 2025, het my vrou 'n funksie gehad, wat baie van julle weet, by No Desperandum, plek vir gestremdes, en het ons gereël met 'n vriend van ons, ou klippies, almal ken ou klippies aan Dandie, en dat hy hou kerk onder die motorfietsryers, die bikers, en toe reël hy dat 'n paar van die bikers die Saterdagoggend ook na die plek toe sal gaan, om net bietjie met die motorfietsen daar aan te kom, en baie van die mense is in rolstoele, en is relatief baie erg gestremd. En net so ek van myself aan die rede, toe ons daar inry, toe was hulle so opgewonde gewees, het lyk amper asof op van die rolstoel wil opstaan. Maar in elk geval, en ek moes my fiets aan die brand stoot, daai groot swaar ding, want sy battery het afgewerk vanweë die lang staan. Nou, dis dalk 'n paar wat luister, mechanics en manne,
dat jy kry wat hulle noem 'n trickle charger. Nou dit is 'n batterylaaier. Jy kry vir motorfiets vir karre. En jy koppel, as jy nou weet vir 'n lang tyd gaan jy nou nie by die huis wees nie. En jou kar gaan dalk daar staan. Dan koppel hulle die trickle charger op hierdie op die battery. En wat hy doen is, hy laai jou battery, en die oomblik as jou battery vol is, sit hy die laaier outomaties af. Hy hou nie aan laai nie, want dit kan skade veroorsaak op die battery. En die oomblik is daar, ek gaan nou maar sê sensor, die oomblik is daar die battery optel dat, die laaier optel dat die battery effens krag verloor, dan skop hy in. So hy hou hom gecharge, hy hou hom gelaai. Nou sê hy, in conclusion, be strong in the Lord, draw your strength, your power from him. Ja, en wat is die beste manier om ingeënt en ingeskakeld te wees? 'n pastoor het jare terug, hy sal oorlede, hy is by die Here, het eendag gepreek, toe sê, Here help my, dat ek altyd in die kragsokke van die Heilige Gees ingeskakeld sal wees, dat ek my krag sal trek van die Heilige Gees, want ek het, Handelinge 1 vers 8 sê ons, julle sal krag ontvang. So wat hierdie trickle charger doen, ek ken nou nie die Afrikaanse woord vir die ding nie, wat hy doen is, hy die battery trek krag, die battery ontvang krag, en wanneer die battery vol is, dan skop hy af, en wanneer die battery krag verloor, dan laai hy weer in, en weet jy, terwyl ek nou daai dag, ek het nogal half met 'n rooi gesig gestaan, toe ons my motorfiets aan die brand moet stoot, vir al die ander bikers wat daar is, maar okay, ek is oor dit, ek het pelou nie geëet, dus ek nou sommer beter oor dit, hoor, maar hoor gou wat ek vir julle sê, dis wat Paulus skryf, hy sê, be strong in the Lord, draw your strength, your power from him, and be empowered through your union with him, and in the power of his boundless might. Wow! Dit sal hom erg wees, as jy 'n trickle charger op jou voertuig sit, wat nie die vermoë het om daai battery te laai nie. Kyk, ek sal daai trickle charger in die vullisdrom gooi, net daar, ek gaan ry nou nie eens om nie, want ek wil nie sê 'n ander ou moet so 'n useless ding hê nie, maar weet jy nou sê, in his boundless might, jy kan nooit te veel krag by God trek, dat God nie meer krag het nie. Hy sê eintlik, my broeders, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Ja, in conclusion, be strong in the Lord. Draw your strength from him, dat wanneer jy op die gevegsterreine van die lewe kom, kan jy sterk staan in die midde van die vyand, en jy kan vir die vyand sê, I will not be silent in the night, though the enemy slay me, yet I will trust God, hallelujah, and no weapon formed against me shall prosper, want die bron waar ek my krag vandaan trek, is a boundless might. Dis net soos 'n boorgat wat jy raak boor, wat duisende liters water in 'n uur kan gee, en jy het net 50 of jy het dalk 100 liters water nodig, maar daar's duisende liters in daardie boorgat. Jy kan hom nooit leeg trek nie, man. Maar weet jy wat, die probleem is, ons disconnecteer onsself. Ek kan daai trickle charger teen die battery sit, hoor jy so, ek kan hom teen die battery sit, ek kan hom aansit, dit kan 'n R800 se trickle charger wees, of dit kan 'n R8000 se trickle charger wees. Daardie trickle charger is useless, totdat ek hom connecteer aan die battery. Al hierdie beloftes van God, wat ja en amen is useless, as ek en jy nie inconnecteer in die woord
kontak maak. Ek kan hierdie Bybel, kyk hier is soveel krag en potensiaal in hierdie Bybel, dis net nie waar nie. Maar solank ek hierdie Bybel daar sit, ek sit hom daar en ek is hier, beteken hierdie Bybel, so kragtig is wat hy is vir my niks, maar die oomblik as ek hom oopmaak en ek konnekteer met die woord van God, dan konnekteer ek in boundless might and power in. In conclusion, be strong in the Lord. Draw your strength from Him. Weet jy, ek het nou so ruk terug het ek gesê, dat 'n lifeline, dit was op een van ons kruiskijk uitsendings laas jaar, toe sê ek jou lifeline, in enige mens se liggaam, inteendeel, selfs in 'n dier se liggaam, is die lifeline die bloed deur sy aarde. Weet jy, die oomblik as bloed ophou loop, dan beteken daai bloed niks. Het jy al agtergekom as jy 'n wond het, solank as wat daar bloed uit die wond uitgaan, is dit bloed wat loop, maar bloed wat op die grond val en daar op jou arm lê, stol, jy kan nie daai bloed weer gebruik nie, dis asof daai bloed net daar sterwe, en die probleem is, Paulus sê eintlik, get connected to the lifeline, the strength, trek jou krag van hom af, want jy het 5 volts nodig, en hy het 50.000 biljoen, triljoen volts, maar ek probeer net 'n prentjie skets, jy kan God nooit leeg trek nie, as jy op die gevegsterreine is, wat dink jy maak God met Dawid, hy laat hom 'n slingervel vat, wat maak hy met Samson, hy laat Samson 'n kakebeen optel, wat maak hy met Gideon? Hy laat Gideon 'n ramshoring optel. Hy laat Moses 'n kromstok optel. Wat probeer ek vir jou nou sê? Ek probeer vir jou sê, dit is alles konneksie, gehoorsaamheid, sê die Bybel, is beter as offer. Ek en jy het nie nodig om vandag soos Dawid 'n slingervel op te tel nie. Ons het nie nodig om 'n kromstok te gaan optel soos Moses. Ons het nie nodig om 'n vars eselskakebeen te gaan soek in die veld nie. Nee, die konneksie wat ek en jy vandag het, die slingervel in jou hande, is die krag van die Heilige Gees. Die kakebeen in jou hande is die krag van die Heilige Gees. En nou sê in conclusion, draw your strength from Him. Be empowered through your union with Him. And in the power of His boundless drie herlevingsresepte bestanddele vir die bonatuurlike. In hierdie geval is, draw your strength from Him. Be empowered by Him, by His boundless might. Ouens, is 2026, ek kan amper die glo ons het dit gemaak nie. Dis nog 'n jaar. Dis baie van julle is al terug by die werk. Ander begin seker dalk volgende week. Wow, baie begin môre, die maandag. Sjoe, jy gaan nodig hê om ingeënt te wees in die ware wynstok, as die lood. Trek jou krag van hom. Maak jou afhanklikheid van hom. Ek dink hierdie jaar, as die Here vertoef om te kom, gaan nog 'n vinniger jaar wees. En ek dink nog groter diverse goed gaan plaasvind. Maar ek het nuus vir jou. Uiteindelik, my broeders en susters, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. In conclusion, be strong in the Lord, draw your strength from Him, and be empowered through your union with Him, die eenheid, and in the power of His boundless might. Vader, aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike, die alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid. Tot in alle ewigheid. Bid, Here, ons is in 'n nuwe jaar, en hy is so vreemd soos wat laas jaar was. Maar Here, dit gaan nie oor die vreemdheid, dit gaan nie eens oor die vreemdelingskap. Ons is eintlik, as U kinders, vreemdeling op hierdie aarde.
Dit gaan oor U. Here, wie hierdie krag het, wie hierdie boundless might het, dat ons in eenheid waar ons in U is, ek leef nie meer nie, maar U Christus leef in my, U wie Christus is. Here, dat ons sal vashou en sê, Here, ons het bonatuurlike krag, nie omdat ons goed is nie, maar omdat U goed is. En ons dankie daarvoor. Amen. Luister julle mense, baie dankie dat julle ingeskakel het. Mag die Here vir julle seën in 2026 met al die beste uit die hemel uit. En mag jy elke dag nader kom aan hom. Totsiens.